Goeiemôre en hartlik welkom by ons begeleide gebed. Vandag wil ek jou begelei in 'n baie spesifieke gebed waar ons bid vir ons land. 2 Kronieke 7 vers 14 sê, en as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Hierdie woorde kom uit 'n tyd van tempeltoewyding, 'n oomblik waar God sy teenwoordigheid onder sy volk bevestig het. Nou wat besonder is dat die belofte begin nie met politieke mag of met menslike planne nie, maar by God se eie inisiatief. Hy initieer dit om te hoor, te vergewe en te genees. Let op hoe hierdie vers eindig met ek sal hoor, ek sal vergewe, ek sal genees. Hierdie genade wat die Here vir ons gee, selfs wanneer God sy volk roep om terug te keer, bly hy self die een wat herstel bring. Dit lê nie in menslike prestasie of menslike vermoënsie, maar op God se getrouheid teenoor ons. In die Hebreëse wêreld dra hierdie gedagte van genees nie net 'n persoonlike troos nie, maar dit praat van herstel van dit wat gebreek het, uitgeput is en ontwrig is. God beloof nie net bloot om mense beter te laat voel nie. Hy beloof om die grond, die gemeenskap en die toekoms en die identiteit van wie ons is aan te raak. So vir Suid-Afrika beteken dit ons hoop is nie uiteindelik in sisteme of leiers, ons eie vermoë selfs nie om alles reg te maak nie. Ons hoop is eerstens in die Here wat ons steeds hoor, nog steeds vergewe en nog steeds genees. So dis waar ons begin. Kom ons word rustig en dan wil ek jou nooi om te bid vir ons land. Here, ons gee oor. Kom genees ons land. Here Jesus, U ontferm Uself oor ons. Heilige Gees, U waai oor Suid-Afrika in hierdie oomblik. Hemelse Vader, U bring herstel waar daar gebrokenheid is. Ek wil jou vra om in jou eie woorde te bid vir ons land. Sy mense, sy kinders, die stad waarin ons bly, selfs die platteland. Gebruik jou eie woorde nou. Here, ons kom bid nou vir ons mooi land, Here, nie net vir onsself nie, Here. Ons bid vir families, Here, wat moeg geword het vir die geweld, onsekerheid en wat selfs verlies beleef het. Here, ons wil kom bid vir ons jong mense, Here, wat daar wonder of is daar 'n toekoms vir hulle. Ons bid ook vir die leiers in ons land, Here, in die regering, leiers in skole en kerke, leiers in gemeenskappe, Here, in ons huise, Here. Ons bid vir plekke, Here, waar daar wantroue is, tussen mense, tussen groepe en gemeenskappe. Heilige Gees, doen wat net U kan doen. Breek ons hardkoppigheid, Here, breek dit, Here, sodat ons kan met 'n sagtheid, met 'n nederigheid, saam hierdie land kan bou, Here. Ons bid vir mense wat arm is, Here, mense wat hulle werk verloor het, vir mense wat treur. Here, ons bid vir mense wat 'n slagoffer was van misdaad. Ons kom bid vir ons boere. Ons bid vir werkers, vir kinders. Ons bid vir ons bejaardes, Here, dat ons seker is, vir die vreemdeling en die wat vergete voel, Here. Here, laat U genesing nie net 'n idee wees nie, Here, maar laat dit 'n tasbare aanraking sal wees in ons strate, ons skole, ons hospitale, ons howe, ons kerke, ons huise, werk deur ons, Here. Hemelse Vader, dankie dat ons ons mooi land na U toe kan bring. Ons bely eerstens, Here, dat ons U so nodig het. Dankie, Here, dat U nie wegkyk van ons gebroke land af nie, Here. Dankie, Here, dat U nie moeg is vir ons gebede nie.
Dankie Jesus dat U is steeds koning oor ons land en ons kom verklaar dit vandag, Here. U is die koning oor ons land, Here. Dankie Heilige Gees dat U steeds beweeg, selfs al is daar chaos. Net soos in die begin, Here, roep U die duisternis, roep U lig daarin. Kom skyn die lig, Here. Dankie dat U ons hoor, dankie dat U vergewe en dat U genesing bring. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.